Goeiemôre, ek wil 'n bietjie vanoggend gesels oor Cosmos Akademie. Cosmos Akademie in Middelburg is vir die Mos Inisiatief 'n droom wat waar geword het. Dit is ons eerste skool wat ons beoog om van kleuters tot matriek toe te groei. Nou Cosmos Akademie het so 2 jaar terug al hulle deure oopgemaak en groei stadig maar seker in homself in. Soos enige skool, maar is dit 'n 7 tot 10 jaar projek om 'n skool tot op sy volle kapasiteit te kan groei. So ons is opgewonde oor wat in Cosmos besig is om te gebeur. Onder andere begin ons volgende jaar met graad 4 tot 7 leerders en ons gaan dit op 'n hibriede model doen waar ons die tradisionele skool tradisionele manier van skool gee gaan gebruik vir wiskunde, Afrikaans en Engels en lewensoriëntering. En dan gaan ons die addisionele vakke gaan ons met die hulp van tegnologie aanbied. Omtrent 4 jaar terug het ons in Hong Kong 'n stelsel gekry wat ons ontwikkel het en ons het graad 4 tot matriek inhoud ontwikkel in daardie stelsel. En daardie stelsel is gebaseer op wat bekend staan as free learning of selfgerigte leer, waar 'n kind deur 'n landskap van leergeleenthede kan werk en op sy of haar eie pas die inhoud kan baas raak en dan deur skepping hulle verstaan van hierdie inhoud te kan weergee en dan het hulle 1-tot-1 terugvoer van 'n vakkundige wat hulle help in daai reis van leer. Die rol van onderwysers skuif as ons hom 'n vakkundige noem, is van die voorkant van die klas na die agterkant van die klas as te ware toe in steede van om vir kinders te sê wat aangaan, skuif dit eerder om die leer te fasiliteer en te help vir 'n kind om te ontdek en die natuurlike nuuskierigheid wat in 'n kind se brein leef uit te leef. So ons het hierdie stelsel so ontwerp dat dit 'n kind se nuuskierigheid prikkel om van intrinsieke motivering gebruik te maak om die inhoud te wil baas raak. En dan is daar ook wat hulle noem gamification, as ek die Engelse woord kan gebruik, deel van hierdie stelsel wat dan nou eksterne motivering ook verskaf vir 'n kind om deur hierdie leerproses te gaan. En dan wat ek dink seker die heel beste daarvan is ons het 'n leerbestuurder in die vertrek, in die lokaal saam met die kind. Die leerbestuurder se rol is eintlik drieledig. Die eerstens is die leerbestuurder se verantwoordelikheid om seker te maak daardie kind groei holisties. En met ander woorde op sportgebied, kultuurgebied en op sy vakgebied. En nou met alle vakke, nie net met wiskunde waarmee hy goed is en waarvan hy hou nie, maar ook met geskiedenis wat hy dalk nie van hou nie. Sodat daar 'n holistiese groei is vir elke leerder. En dan die tweede rol wat die leerbestuurder speel is amper 'n administratiewe rol, soos 'n registeronderwyser, hou toesig en maak seker die kinders doen nie die verkeerde goeders nie en hou hulle self nie besig met die verkeerde dinge nie en al die administratiewe taakies rondom 'n skool. En dan die laaste ene wat sekerlik die heel belangrikste is en ek dink dis iets wat ons tradisionele skole ontbreek op hierdie stadium en ek dink dit is iets wat ons as 'n unieke ding na die partytjie te bring in ons skole is dat ons 'n coach het, of in die Engelse skole praat hulle van guidance counselors. En hierdie mense se verantwoordelikheid is met ander woorde om seker te maak dat alle sagte vaardighede wat 'n kind nodig het om suksesvol eendag in die werksplek te kan staan, wat jy nie in 'n handboek gaan leer nie, geleer word. Goeie soos tydsbestuur. Dis een van die goedes waarmee ek elke dag sukkel omdat ek in 'n skool gegaan het 20-30 jaar terug waar daar 'n klok gelei het en tyd vir my bestuur was. Ek het nooit geleer om self my eie tyd te bestuur nie. Dit is iets wat ons leerbestuurders vir elke kind gaan leer om hulle eie tyd te bestuur. Iets soos prioritisering. Dis iets wat hulle elke dag gaan doen en om te fokus waar hulle self wil fokus. Die gedagte agter vrye leer of free learning is dat jy kan kies wat is jou volgende vak wat jy leer, wat is die volgende hoofstuk wat jy leer. So jy moet leer prioritiseer deur daardie proses. So dis sommer net in breë trekke wat die verskil is in daardie opsig. En net laastens dit is anders. Dis definitief anders en ek weet mense is bang vir verandering of iets wat anders is. Nou 'n goeie vriend van my sê mense dink hulle is bang vir verandering, maar tog staan hulle toue elke Woensdag om 'n lotto kaartjie te koop. En as jy 'n lotto kaartjie koop, gaan jou lewe ook verander, maar tog is jy nie bang daarvoor nie, jy gaan staan in die tou vir 'n lotto kaartjie. So eintlik waarvoor ons bang is verlies. Nou ek wil graag net dit aanspreek vandag. Hierdie manier van leer is anders. Dit is nie slegter nie, dit gaan nie 'n verlies veroorsaak nie. Inteendeel, dit gaan 'n
beter uitkoms genereer. Dit gaan leer vir jou kind lekkerder maak. Dit gaan jou kind stimuleer om dalk 'n vak wat andersins vir hom vervelig sou gewees het, te geniet. Daar's voordeel daaraan, jy kan presies sien waar jou kind trek elke dag. Jy hoef nie te wag vir die eindeksamen om te sien of hy eintlik sy dinge gedoen het wat hy moet doen nie, want jy het toegang tot daai stelsel om te kan sien wat die kind se vordering ook is. En bovenal is die fase van graad 4 tot graad 7 of graad 4 tot 6 ten minste, graad 7 val in die volgende fase, is 'n fase wat die enigste belangrike ding wat jy moet wegvat uit daai fase uit, is jy moet met begrip kan lees. Nou, of jy met begrip leer lees op 'n tablet of 'n rekenaar of in 'n boek, is irrelevant. Jy moet net kan leer lees. So daar is geen kans dat jou kind gaan agterraak of gaan slegter afwees as jy op hierdie manier van begin leer op graad 4 tot 7 nie, want die hele doel van daardie fase is om met begrip te lees, en dit kan jy net so maklik regkry binne in 'n stelsel as wat jy in 'n handboek of tradisioneel in 'n klas kon regkry. Ek hoop ek het dit mooi verduidelik wat ons beplan by Cosmos Akademie en alle moontlike vrese aangespreek. Lekker dag verder.